Goeiedag. Nog 'n persoon wat nooit in jou Kersprente verskyn nie, is Sagaria, die pa van Johannes die Doper en die man van Elisabeth. Hy is 'n belangrike figuur in die verhaal van Christus se geboorte. So belangrik in werklikheid, dat wanneer Lukas die verslag van Christus se lewe op aarde neerskryf, begin hy met Sagaria. Sagaria was 'n priester, regverdig in die oë van God en het onberispelik volgens al die gebooie en voorskrifte van die Here geleef, volgens Lukas 1 vers 6. Sagaria was toegewyd in sy werk en hy het sy pligte in die tempel getrou uitgevoer. Maar Sagaria het 'n geheim in hom rondgedra. Hy het heimlik opgegee op die verwagting dat hy en sy vrou Elisabeth nog 'n kind sou hê. Hulle was gewoon te oud en menslik was dit nie meer moontlik nie. En toe die engel Gabriël aan hom verskyn, terloops, Sagaria was kronologies die eerste mens met wie 'n engel gepraat het in die Nuwe Testament. Toe sê die engel vir hom: God het jou gebed verhoor en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Toe praat Sagaria sy mond verby en hy spreek sy twyfel uit dat so iets nog moontlik is. Ironies genoeg kos sy onbesonde woorde hom sy stem. Sagaria word met stomheid geslaan en hy kom maar net in stilte kyk hoe die kindjie in die skoot van Elisabeth groei. Maar hierdie gedwonge stilte moes Sagaria weer laat opkyk het. Want toe daar by die kindjie se geboorte 'n rusie ontstaan oor sy naam, neem Sagaria 'n skryfbordjie en skryf: sy naam is Johannes, in gehoorsaamheid aan die boodskap van die engel. Toe raak sy stem weer los en hy sing die pragtige lofsang van Sagaria, Benedictus Deus Israel, in die Latyn: lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy dienskneg, soos hy reeds lank gelede by monde van sy heilige profete beloof het. Sagaria, die een wat opgegee het, het in stilte opgekyk en sy geloof herwin, dat God getrou is om sy belofte van verlossing waar te maak. Miskien moet ons in hierdie Kersfeestyd ook nie te vinnig praat nie, en te veel sê nie, en net maar opkyk, en sien hoe God sy belofte van eeue gelede in die koms van Jesus Christus vervul het. Hiermee gaan ek dan vereers die oordenkinge vir die jaar staak. Mense gaan met vakansie, en ek is bang dat as hulle ophou luister, hulle dalk nie weer volgende jaar begin luister nie. So as die Here wil, sal ek weer rondom die begin van die skole voortgaan met die daaglikse oordenkinge in die week. Ons eredienste word nog steeds lewendig gestream, so jy kan dit elektronies bywoon, al is jy dalk met vakansie. En onthou, moenie opgee nie, kyk op. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons ook kan weet dat al het ons dalk al opgegee, as ons maar net weer opkyk, dan gee U self weer vir ons die geloof dat U getrou is aan die beloftes. Help ons dan om maar eerder minder te praat en net te bly opkyk in stilte. In Jesus se naam. Amen.